Baie welkom by episode 7 van ons reeks oor die vroeë kerk. Ons gesels vandag bietjie oor die vroeë kerk wat 'n mondelinge tradisie gehad het, wanneer dit kom by die inhoud wat ons vandag in die Bybel het, teenoor ons vandag wat elkeen 'n Bybel in ons eie taal en ons eie huis het op skrif. Nou daar is 'n invloed wat hierdie mondelinge tradisie gehad het op hierdie vroeë kerk, die eerste gelowiges, teenoor ons wat dit vinnig in 'n teks opsoek. En daar's voor- en nadele en daar's klomp gesprekke rondom dit. So ons gaan vandag sommer net lekker saam gesels hier uit Herberg Studio uit. En saam met my is my kollega Sheldon Graham. Baie welkom Sheldon. Dis lekker dat jy is. Ons gesels altyd so lekker saam oor hierdie goed. Nou Sheldon, as ons luister en is baie van ons luisteraars dalk nie bewus van hoe ons die Bybel gekry het, hoe dit vandag is nie. Ek onthou toe ek op hoërskool was, is daar klomp kinders, nie klomp nie, als kinders wat geglo het, een van die goeders, dit is 'n perfekte sielkunde. Iemand het dit soos uit hulle duim uitgesuig en klomp goed neergepen van hoe hulle dink 'n samelewing kan lyk. En dit is onvoorstelbaar om te lyk en daarom het hulle waarde daaraan geheg. Maar hierdie Bybel wat ons vandag het 'n lang storie en hy het baie ontwikkel. Wil jy so 'n bietjie saam met vir ons luisteraars vertel van dat ons nie die Bybel het nie uit die hemel uitgeval, het 'n konteks nie, iewers skielik hier is die boek geskrewe voor ons en ons hom net gedupliseer nie. Vertel ons 'n bietjie hoe het hierdie stories begin? Nou, presies daarin, ek het het ook gesê, ek sê, dankie tog die Bybel het nie net uit die hemel uitgeval nie, of dit word claim die Bybel het net uit die hemel. Ek sê ook as ons oor hierdie goed praat, my antwoord altyd op mense is dit maak die Bybel vir my meer geloofwaardig dat dit nie so gebeur het nie. Dat dit nie net 'n engel is wat 'n stuk papier of 'n boek in Paulus se hand kom druk het en gesê, okay, stuur dit rond vir jou mense, of hier is jou gedeeltes wat jy moet gee nie, of die evangelieskrywers, hoor hierso, van dit, hier is die storie van Jesus. Of gedikteer het, byvoorbeeld een van die tradisies binne die Islam geloof, dis net een, beteken almal glo dit nie, is dat Mohammed die Koran ontvang het by die engel Gabriel, maar nie ontvang het in terme van skrif nie, maar die engel Gabriel het vir hom gesê wat om te dikteer, en hy het dit neergeskryf. Dis een van die tradisies, dis nie die enigste ene nie, daar's baie ander tradisies ook oor die Koran se ontstaan. So dit is nie so nie, ons Bybel het so ontstaan, en dit is vir my, as ons nou kyk na die historiese kritiek op die Bybel, en mense moet ook nie bang wees as hulle sulke woorde hoor, soos historiese kritiek of redaksie. Hoe kan ons die Bybel kritiseer? Of redaksie-kritiek. Kritiek beteken eintlik in daai aspek in akademiese wêreld beteken net om te ondersoek. En ons moet dit kan ondersoek, hierdie tekste. En glo my, dit is nie net die Bybel waar dit mee gedoen word nie. Dit word met enige teks, en veral antieke tekste, word hierdie kritiek opgelewer. En die feit dat die Bybel nou nog met ons is, nadat dit deur al daai kritiek is, bewys vir ons dat dit 'n goeie betroubare weergawe is, wat ons vandag lees. Die oorspronklike tekste, verseker. Net om by te voeg by wat jy sê is, ek weet, daar is Griekse filosofe se dokumente of woorde wat ook neergeskryf is, soos Plato byvoorbeeld. En dan die ouens sit vandag in die akademie met klomp verskillende weergawes, wat hulle nie kan sinteseer, nie by mekaar kan bring om een dokument te sê, maar dis wat hy gesê het nie. Die dokumente verskil so baie van mekaar, so daai selfde kritiek wat ons in die teologie oor jare op die antieke tekste van die Bybel gehad het eintlik vir ons by ietsie betroubaars en iets eg uitgebring, waar ons wat Plato bestudeer en nie hierdie oorskrywe, die monnike en die kloosters gehad wat oorgeskryf het en die groot groep geloofsgemeenskappe wat dit ergens daarin gesit het, sit eintlik in 'n krisis vandag. So ons het eintlik die beste weergawe wat ons op hierdie stadium kan hê van wat dit heel moontlik oorspronklik kon lyk. Maar hoe dit plaasgevind, hoe dit gebeur dat die Bybel sy vorm gekry het. Maar kom ons fokus maar net eers op die Nuwe Testament. Net op die Nuwe. Ek dink dit maak makliker. Daar is net makliker. Ons kan net so begin en deur te sê die hele Bybel is geskryf so oor 1500 jaar. Deur ten minste 44 skrywers. Ons weet ten minste van 44, dalk meer. So dink nou net oor daai tyd en al hierdie tekste, al hierdie boeke
het dieselfde kritiek deurgegaan en is almal saam, so dit is nie net van dit is nip one slip one nie, of iemand kies wat's in en wat's uit nie. Al hierdie tekste in die Bybel het deur dieselfde kritiek gegaan en deur dieselfde proses en deur mense baie slimmer as ons en groepe en gemeenskappe en gelowiges. Dit is 'n ander ding wat ons ook moet sê. Hierdie kritiek is ontwikkel deur gelowiges. Dit is nie deur mense wat ateïste is wat sê kom ons bewys nou die Bybel verkeerd nie. Nee, dis gelowiges wat hierdie goed ontwikkel. Dis as wat regtig die Here Jesus liefhet. Ja, en dit is iets moois veral vir my aan die Nuwe Testament wat ons moet besef as ons dit ook lees. Is dat en ek sê dit baie mooi dat die Bybel of nie die Bybel nie, die Nuwe Testament tekste is nie vir ons geskryf nie. En die belangrikste punt hoekom ek daai punt maak is omdat ek en jy kan lees en skryf. Dit is een bewys dat dit nie vir ons geskryf is deur daai skrywer nie. Want in die tyd van die Nuwe Testament veral kon mense nie lees nie. Dis belangrik. Dit is belangrik. So iets soos mondelinge tradisie was baie belangrik. So geskiedenis, familiebome, belangrike inligting is mondeling oorgedra. Jy het 1 of 2 lesers en skrywers gehad in jou gemeenskap en dit was dit. Die res was alles deur mekaar heen en weer oorgedra tussen mense. Ja, Bruce Malina wat baie navorsing in die akademie oor die wêreld waarin Jesus geleef het gedoen het, praat van omtrent 9% mense kon lees en skryf. Dis bitter min. En dan was die tweede ding wat ons in gedagte moet hou, dit was baie duur geweest. Dit was skrikkelik duur. So aan die ander woorde, die ouens het nie net mooi gedagtes soos in die joernaal neergeskryf. Dit het hulle gekos, baie gekos om te skryf. En dan stories daarmee saam is maar altyd so interessant. Flavius Josephus was 'n Jood gewees wat in die Romeinse oorlog gevange geneem is. En hy kon lees en skryf. So dit was so van groot waarde geweest dat hulle hom nie doodgemaak het nie, maar die generaal hom huis toe gevat het, Rome toe, om vir sy kinders te leer lees en skryf. En daarom skryf Flavius Josephus in sy werke oor hierdie Jesus Christus, hierdie Jesus in Jerusalem. En nou Flavius Josephus is 'n Jood, is nie 'n Christen nie. Maar hierdie Jesus wat hom mok maak. So ons het buite Bybelse verwysings na Jesus wat in Jerusalem geleef het daardie tyd. Ja, so hoe dit ontstaan, hoe gebeur dit dat hierdie woorde nou op ons bladsy geland het? Dan praat ek nie van die drukkuns in China nie. Die hele proses. So ons moet verstaan die doel wat die vroeë skrywers gehad het, hoekom hulle nou skryf. So ek nou kreeg gesê, hulle skryf nie vir mense dat almal dit kan lees nie. Nee. So die vroeë skrywers skryf dit eintlik vir gemeenskappe wat 1 of 2 persone in hierdie gemeenskappe het wat kan lees. En die doel van vir hierdie lesers is om hierdie storie oor te dra. Hierdie briewe oor te dra. So die doel van die evangelies, byvoorbeeld, was om vir gemeenskappe te vertel van Jesus en dit op so 'n manier te skryf dat dit eerste sin maak vir iemand wat dit hoor. Tweedens ook maklik oorgedra kan word. En dan kry ons nou hierdie eintlik mooi ding, hierdie verskillende style van skryf. Dit gee ook vir ons die antwoord hoekom lyk al 4 evangelies nie dieselfde nie. Hierdie is een van die groot redes. Elke skrywer wou vir hulle gemeenskap of vir wie ook al hulle skryf om dit oor te vertel, wou hulle graag op 'n sekere manier doen sodat die ouens wat dit hoor, die gemeenskap hoor, sekere goed daarvan vat. So skryf soos Markus, sy evangelie is baie kort en vinnig. So hy wou regtig net vir hulle vertel het, wie is Jesus, wat het hy kom doen? En hy wil die kort geskiedenis van Jesus oorvertel. Dan kry jy iemand soos Lukas, wat probeer verduidelik vir mense in die Romeinse Ryk, wat is hierdie Christenbeweging wat nou so amok maak, soos jy nou gesê het, of begin opkom en sê hulle glo nog 'n nuwe empire en 'n nuwe koninkryk wat nie die Romeinse koninkryk is nie. En dan nou Lukas skryf ook vir mense wat ly en swak is en nie 'n stem het nie. So dit kom baie uit. Waar Johannes skryf vir 'n groep mense
waar hy wil verduidelik dat God is in beheer. So alles wat Jesus doen hy as die seun van God en hy het beheer oor al hierdie goede. So dis wat hulle wil hê, hy wil hê hulle moet onthou, hierdie God wat in beheer is van alles wat met hom gebeur en alles wat op aarde gebeur. Waar Matteus skryf weer vir Jode, so hy skryf vir die Joodse gemeenskap en probeer vir hulle vanuit die Ou Testament veral en hulle taal gebruik en hulle gemeenskap te verduidelik dat hierdie Christendom is nie 'n nuwe ding nie, dit is die Messias wat julle opwag. Ja. So elke evangelie het 'n doel en op 'n manier geskryf sodat daai mondeling persoon dit so kan oordra dat die gemeenskap dit onthou. Ek het 'n voorbeeld wat ek altyd verduidelik vir jong mense. Ek sê as jou ma en pa vakansie was, hulle was Kaapstad toe byvoorbeeld. En hulle kom terug en hulle kuier in 'n gesprek. Die mense vra, hoe was julle vakansie? Moet jy mooi luister. Jou ma en pa vertel nie dieselfde storie nie. Gaan jy by die konklusie kom, hulle was nie saam op vakansie nie? Nee, jy was daar. Hoekom vertel hulle 'n ander storie? En die storie wat elkeen vertel, het 'n ander punt wat hulle wil maak. Hulle kies van die elemente wat dieselfde is, altyd was ook op Tafelberg, of altyd het 'n bietjie die aquarium gaan besoek. Maar hulle het ander elemente wat elkeen insit, anders as die ander een sin is. Beteken nie dat dit nie gebeur nie. Dis hulle persepsie en hulle ervaring, maar hulle wil iets vertel met 'n storie. So dit wat ons met 'n storie vertel, soos jy sê, is nie net om feite en inligting oor te dra nie, so mense te ooreed eintlik om selfs te beweeg of iets te laat voel of te ervaar wat jy ervaar het. En dieselfde van die geloofsgemeenskappe met hierdie Jesus. So jy sê, goed, so kom ons begin met die begin. So jy sê die meerderheid mense kon nie lees en skryf nie. So vir een is die stories mondelings oorgedra, per mond en oor. So hulle het dit gehoor en hulle het dit gememoriseer, dis herhaal selfs, en hulle het oorgedra, maar dis nog nie 'n vaste vorm nie. Nee, nog nie. Ons ken almal stories. Ja, en dit is wat ook vir ons belangrik is wanneer ons nou kom by 'n historiese kritiek, veral om te sê, maar hoeveel van hierdie goed is nie maar net opgemaak nie, en hoeveel van hierdie goed is werklik gebeur. En dit kom ons nou by die mondeling tradisie uit. Waar mense baie probleem baie keer het. En ons hoor baie keer hierdie storie van, dit was soos telefoontjie. Ja. En jy sê vir my en ek sê vir die volgende persoon, en as hy weer terugkom by my, is dit 'n hele ander storie. Ja, hulle dink, dis is een kritiek wat sê, die storie het moontlik kon verander het. Wel, daai, eintlik, en dit is iets wat jy baie sal hoor, Christene hoor dit baie, as jy nou in hierdie wêreld gaan navorsing doen, en eintlik is dit deur die akademie baie vinnig afgeskiet as 'n moontlikheid. Want eerste plek, dit het nie gewerk soos telefoontjie, Nee, soos ons nou gesê het. Eerste plek, telefoontjie is nie so gemaak dat die laaste persoon weet wat die eerste persoon sê nie. Ons begin by hierdie skrywers wat hierdie goed baie goed geskryf het, bronne gebruik het om die evangelies te skryf, en nou so 'n manier geskryf het, laat dit mondelings oorgedra kan word. Dit is die belangrikste. So dit, hulle weet hulle konteks en hulle wêreld, en hierdie ouens is goed om dit so oor te dra. En dan is dit aan gemeenskappe deur 'n tolk vertolk. So, dit is nie aan een persoon en hierdie persoon gaan verander die storie. 'n hele gemeenskap hoor hierdie storie. Ja, so ander woorde, wanneer die storie oorvertel is, word 'n gemeenskap plaasvind. Nie as 'n individu soos 'n kinderstorie nie. En daar is studies gedoen op vandag nou, studies gedoen op kulture wat nou nog baie meer mondelings georiënteerd is, soos die Boesmans in Namibia, of die Khoisan mense in Namibia, en hoe hulle stories oorvertel teenoor hoe ons vandag, wat nie meer dit deel het van ons kultuur nie, en hoe hulle is baie beter as ons in dit. So ons moet net besef, dit gaan nie wees soos wat ons 'n storie oorvertel nie. Vandag gaan dit so wees, as Dani vir my nou iets vertel, oor 'n week vertel ek dit vir iemand anders, en daai storie gaan anders klink, want ons is nie in daai kultuur nie, waarin die mense in daai kultuur is baie meer geloofwaardig gewees, en dit is iets wat hulle al ingeoefen het. So jy kan dit glo vir wat dit is. Maar om aan te sluit by jou, byvoorbeeld, as ek jou as 'n westerling sou vra, hoeveel selfoonnommers ken jy uit jou kop uit? Nee, 2.
2, is jou vrou sin en dalk jou ma sin. Nee, maar my vrou sin en myne. Dis ekskuus, jy haal van nie my uit. Joune is baie belangrik, weet jy. Okay, so, maar as ek vir my huisbediende wat in Afrika kultuur bietjie meer in nie, soos baie westers, maar in baie meer Afrika kultuur so groot word, wel voor sy selfoon gekry verseker, kan ek vir haar klomp nommers gevra het. Ek vra sy sou dalk 10 of 12 of 14 of 20 nommers geken het. En ek het dit dus ons groot geword het in die jare van toe ons net 'n telefoonboek gehad het. Ek nie elke keer as ek my ouma, my oupa of my beste vriend wou bel, 'n telefoonnommer gaan opsoek nie. Jy moes dit memoriseer. Alhoewel ek bietjie kon lees en skryf, maar in hulle tyd het hulle nog boeke gehad om op te soek nie. So hulle memoriseervaardighede was briljant. En luistervaardighede wat baie beter as myne. Ja. So wat nou dan gebeur het in die vroeë kerk is nou het hierdie tekste, nou soos Paulus het dit ook gedoen. Nou Paulus skryf 'n derde van die Nuwe Testament, amper meer. Nou sy briewe is presies so opgestel. Jy sal dit gaan lees, baie goed geskryf vir mense om te onthou en hy vat seker weer eens wil ek sê Paulus se brief is nie vir ons geskryf nie, want ons lees daaroor probleme in regte gemeenskappe wat ons nie eers mee kan vergelyk vandag nie. En hy skryf dit op so 'n manier al sy briewe sodat dit oorgedra kan word mondelings, dat die mense dit kan hou en dan prakties kan uitvoer wat hy ook sê. So dis kom Paulus se briewe so bekend is want dit is baie prakties ook partykeer. Veral in 'n geloofsgemeenskap toe. Om te verduidelik wat dit is. So, wat nou gebeur het, ons het ook toe nou nog nie boeke gehad nie. So, een gemeenskap sou die evangelie van Matteus gehad het. En dalk 'n geleentheid gehad het om 'n kopie van dit te gemaak het. 'n skriba te kry. Nou weer eens moet ons sê, dit is nie net ek wat Dani skryf iets en ek vat Dani se ding en skryf dit oor nie. 'n Skriba was 'n baie belangrike werk geweest. Jy moes dit reg doen. So dit was nie van hy het 'n fout gemaak as hy oorgeskryf het of 'n kopie van hierdie goed gemaak nie. Hulle het dit baie goed gedoen. Dit is soos amper 'n fotostaat van daai ding. So jy kan dit ook glo dat die kopies wat gemaak is van hierdie tekste was baie goed geweest. Dan het hulle dalk 'n kopie gemaak en dan stuur hulle dit vir 'n ander gemeenskap. En daai gemeenskap het dalk nou die evangelie van Johannes. En dan stuur hulle die evangelie van Johannes terug en dan so ry hulle tekste uit. En dit het veral met Paulus se briewe gebeur. So jy die brief aan Korinte en die ander die in Rome en dan het hulle begin uitruil en so het hulle begin verskillende kopieë hê, meer as een kopie van hierdie een en natuurlik het sekere briewe weggeraak. Paulus weet ons het ten minste 4 briewe aan Korinte geskryf en ons het net 2, dalk eintlik 3 waarvan 2 Korintiërs 2 briewe aan 1 is. So ons weet dit het ook gebeur. So het hulle begin dit uitruil en die kerk het maar begin groei en dit kom toe nou op 'n punt en dit is nou wanneer kerk en staat begin een word waar hulle begin vra, maar okay, watse tekste moet ons lees? Watse tekste is belangrik? En so saam met dan, ek sien jy hierso ook skryf die apostoliese oorsprong. Hulle het baie waarde geheg op die opinies van die apostels, die leiers van die kerk. So die tekste wat hierdie ouens die meeste gebruik het, is waarskynlik wat hulle dan nou gesê het, okay, dit is die belangrike tekste in die Bybel. Dit beteken nie, die ander tekste was nie belangrik of nie waar of so aan nie. Dit beteken net dit is 'n baie organiese proses. Natuurlike proses. Ons noem dit eintlik, party mense wys na dit as organiese teologie of natuurlike teologie van hierdie goed het oor jare hierdie tekste het hulle plek begin vind in die kerk en ander tekste is meer gebruik as ander en daarom is hierdie tekste dan nou begin deel vorm van 'n tipe kanon voordat ons nou ons kanon saamgestel is. Ja, net om ons luisteraars te sê, kanon beteken gesaghebend. Ek het altyd die assosiasie gemaak as die oorlog voer en iemand het die enigste kanon, as die enigste is wat kan praat en die gesag het. Maar so nou kry ons byvoorbeeld waarna Sheldon verwys, klomp kanonlyste wat saamgestel is deur vroeë kerkvaders. En dan kan jy sien maar wanneer
het watse boeke al in sekere gemeenskappe al sekere waarde gehad. Byvoorbeeld, as ons kyk na Marcion het 'n kanon al saamgestel in 140 na Christus. Die enigste evangelie wat daarin het is Lukas. Nou, en dan vir Romeine, 1 en 2 Korintiërs, Galasië 4, Filippense, Kolossense, 1 en 2 Tessalonisense. That's it. Dit was sy kanon, hulle kanon, nie syne nie, die gemeenskapsin. Hy was nie die skrywer daarvan. En dan kry ons die kanon van Muraturi, dis in 200 na Christus. Nou, dan is hy nog onseker oor Matteus en Markus. Maar hy het Lukas in, maar hy het Johannes en hy het Handelinge by en Romeine, die Romeine was die vorige ene. En dan het hy naas Marcion se kanon nog 1 en 2 Timoteus en Titus, 1 en 2 Johannes, Judas en dan die Openbaring van Johannes en dan het hy die wysheid van Salomo ingehaal. Baie interessant. En dan kom Eusebius in 325, 325 na Christus. Nou, dan het hy alreeds Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, almal dwarsteer in volgorde tot by Titus, dan skiep hy 'n paar, dan het hy 1 Petrus, net 1 Johannes, en nie die Openbaring van Johannes. En dan ons laaste kanon is omtrent soos ons dit vandag het, Athanasius en wat al die boeke in die Nuwe Testament, die 27 soos ons dit ken. Maar hou in gedagte dat elkeen van hierdie mense in 'n ander deel van die wêreld groot geword het of geleef het. So byvoorbeeld, daar was 'n Antiochië byvoorbeeld het 'n groot Christen geloofsgemeenskap gehad. En daar was baie Jode ook gewees wat met die diaspora, die ontvlugting uit Jerusalem en die Romeinse oorheersing op die platteland te Wakel gaan weggekruip het. Was daar klomp Christene in Antiochië. En Antiochië met hulle Joodse persepsie sou boeke soos Hebreërs baie vinniger ingekom het, want hulle verstaan die Joodse kultuur en die Joodse beelde wat in Hebreërs gebruik word, en dis of hulle baie waarde gehad het. Waar die geloofsgemeenskap in Alexandria was, het die geloofsgemeenskappe nie Hebreërs vinnig gevat nie, maar hulle sou denkbeeldige boeke wat met baie simboliek werk in die Griekse kultuur, waarvan die stad baie voor bekend was, sou Openbaring sou bijvoorbeeld baie vinnig daarin gekom het en nie in Antiochië nie. So later is Antiochië se lyste verskyn. So dis 'n baie natuurlike proses. Nou op 'n einde van die dag was daar nie 'n vergadering gewees wat gesê het hierdie is die 27 boeke en ons druk ons stempel op dit af nie. Dit het so uitgewerk dat die Christen gemeenskappe oor die hele wêreld wat eintlik maar die om die Middellandse See was op hierdie 27 boeke besluit het. Wat nogal mooi is. Wat gesê het hierdie boeke is vir hulle van waarde. Ek het altyd vir Prof en die standaard, hy het nooit sy hele klasse gegee nie, want ek dink hy is toch 'n bietjie al ouer gewees. Hy het sy D in Grieks gedoen. En hy het altyd gesê, hy moes al die Griekse literatuur lees van in daardie tyd, die antieke wêreld, van die apokryfe en pseudograwe, dis die boeke wat nie die kanon gehaal het nie, en hy kan sê, die beste boeke is in die Bybel. En as ons vandag die apokryfe en die pseudograwe lees, is interessant, jy mag dit lees. Maar ons kan sien die beste boeke is definitief in die Bybel. En ek hoor, ek weet nie of jy dit ook al gehoor het nie, as mense praat van die apokryfe, nou die apokryfe is nou die boeke wat nou nie in ons kanon, ons Bybel geland het nie. So dit is nou al die duisende tekste wat nou nie daarin gekom het nie, wat ons gesê het, okay, dit is nou nie deel, weer dis organiese proses gewees. Maar nou hoor jy baie mense wat sê, hierdie gebande boeke uit die Bybel uit. Ek weet nie of jy daar's baie YouTube video's ook daar. The Banned Books of the Bible, sulke goed. En hierdie goed is nie geband nie. Dus jy kan dit nou opsoek en lees. Die 20, daar's 'n 2020 weergawe van die vertaling van die Afrikaanse Bybel wat die apokryfe binne het. So weer eens, dit is nie dat ons nie dit mag lees of wat ook al nie. Dit is net dat, soos jy sê, dit wat ons het, is regtig die beste en mees populairste ook. En as ons deur die kerkgeskiedenis kyk, en dis iets wat ons moet doen. Ons moet sê, maar die Gees werk ook deur die geskiedenis van die kerk. En dit is dan nou ook wat die kerk nou meestal gebruik het. Daarom kan ons dit vertrou. Daar is ook altyd die ding van inspirasie, wat mense al se vra, maar het die mense nou die Bybel geskryf? Of het God die Bybel geskryf? Want 2 Timoteus vertel van dat die hele, hy gebruik die woord skrif, en ek wil, jy moet vir ons luisteraars verduidelik, dat die hele skrif deur God geïnspireer is.
En dan praat hulle van, nou maar, dan moet die Bybel mos, as hulle verstaan, as 'n inspirasiespreker, God moes dit dan neergeskryf het. Maar nou het jy gesê, maar dit is mense wat geskryf het. Hoe werk dit dan nou? Hoe pas hierdie goed by mekaar? So, ons moet ook nou onthou, wanneer daai brief geskryf word, ons lees dit nou uit 'n aspek waar ons klaar 'n Bybel het. Wanneer daai teks geskryf word, want alle tekste is God geïnspireer, dan het hulle nou nog nie eers 'n Nuwe Testament nie. Jy vat nou al die Nuwe Testament, wanneer hy verwys na dit, dan verwys hy eintlik maar nou na die Ou Testament en daai geskrifte eintlik. Dit is nie die nuwe geskrifte, dalk vroeë evangelies ook nie eintlik nie, as ek dit so kan sê, en geïnspireer, wat dit toe beteken en wat dit vandag beteken. Ek weet een van my professors sê, dit is die swakste vertaling in die Bybel, en dit het al soveel mense mislei eintlik, daai woord, God geïnspireer, want dis nie eintlik wat daai teks vir ons sê nie. Die beste verduideliking wat ek al gehoor het, is dat die tekste is deur God se asem geblaas, of God se asem blaas deur dit. Dis baie mooi gesê. So, hoe ek het verstaan is dat God gebruik normale mense in hulle kontekste en realiteite, en hulle skryf wat hulle deurgaan, en hoe dit hulle geloof en hulle gemeenskappe, en wat hulle glo beïnvloed. En daardeur is dit 'n organiese proses waar God se asem self deurblaas. Dit is hoe ek wil eintlik God geïnspireerd verduidelik. Ek het 'n metafoor wat ek altyd vir die jong mense verduidelik. Nou, ek sê altyd, hierdie twee tieners, wat hier baie emosionele stadium in hulle lewens gaan met hulle prefrontale cortex, lyk vir my wat ook ontwikkel, baie die lewe intens beleef. Nou, hier sien die twee tieners, of kom ons sê tieners hier Sheldon nou. En Sheldon ontmoet vir Carla. Dis nou toevallig sy vrou nou, maar ontmoet byvoorbeeld vir Carla op skool. Omdat Sheldon in 'n sekere verhouding met Carla staan en hy's mal oor haar, inspireer Carla se teenwoordigheid in hierdie verhouding vir Sheldon vir die volgende. So Sheldon sy gitaar opgetel en hy het liedjies begin skryf vir Carla of oor Carla, want Carla was sy inspirasie gewees. Carla het nooit hom ergens gesê, dis wat ek wil hê oor my moet sing nie, maar die feit dat Carla hom lief het en saam met hom kuier en 'n goeie tyd saam met Sheldon het, inspireer vir Sheldon. So daar's ietsie van 'n verhoudingselement ook in inspirasie. Dis nie 'n meganiese inspirasie waar Carla sê, goed, ek hou van 'n liedjie oor myself en dis wat jy nou gaan neerskryf nie. Maar daar's ook nie 'n Sheldon sonder Carla nie. Ja, nee, dis presies waar, en dis beïnvloed hoe ons dan nou in die Bybel lees ook. Ja. Veral oor die verskille wat in die Bybel voorkom. Ja. Want hierdie benadering skep eintlik ruimte daarvoor. Want waar ons sê, as ons sê dat die Bybel is God geïnspireerd mening, dus God het dit neergeskryf en gegee aan die vroeë skrywers en sê dit is wet en dit is wat julle moet glo. Dan gaan ons kan sê en eintlik maar nitpiek en sê, hoor hierso, maar hier staan dit en in 'n ander teks sê dit heeltemal iets anders. Ja. Byvoorbeeld Paulus wat skryf wat die wet beteken nie eintlik iets meer nie. En dan 'n ander keer skryf hy nee, jy kan die wet onderhou. Ja, so as jy kontrasterende stemme in die Bybel. En dan Petrus sê ook, hoor jy, onderhou die wet en verstaan en nou wat sê is waar. Jok die Bybel vir ons, jok God vir ons, is God dualisties wat nou? Ja, of daar's foute in die evangelies oor geografie, foute wat die skrywers maak, want hulle is nie fisies self in Palestina nie, en dan sê hulle seker goed, en dan kan ons vandag sê, nee, hierdie is 'n foutjie, en dan het God dan nie fout gemaak. Ja. Nee, dit is nie so hoe dit waar ons nou kan kyk is, wat is die doel van hoekom hierdie skrywers skryf, hoekom sê Paulus in hierdie konteks aan Rome, sê hy, jy hoef nie die wet te onderhou nie, die wet beteken niks, as jy nie in geloof staan met God nie, en 'n ander keer sê hy weer, is reg as jy geloof onderhou.
Ek dink daar is in Romeine 14 wat hy ook sê, jy is swak as jy nie vleis eet nie, as jy net groente. Nou ek spot baie keer met mense wat vegetariërs of vegans en ja, jy is swak. Die Bybel sê jy is swak, maar dit is presies nou daai ding. So, jy moet die konteks lees hoekom Paulus dit skryf as hy dit sê. Ja, of byvoorbeeld, en dit is waar mense nogal sukkel vandag, byvoorbeeld as ons nou tekste vat, soos as 1 Korintiërs 11, wat die vrou wat 'n hoed moet dra, en die vrou wat nie mag praat in die erediens nie. Sê maar, hoe kan as vrou dominee sê? Ek weet 'n groot storie in die Reformeerde kerk, Reformeerde kerk lankal oor het. En ons moet die teks op so 'n manier lees, maar as mense sê konteks verstaan en sê, maar wag 'n bietjie, die vrou se rol in kultuur en verwagting daardie tyd is, sy moet haar kop bedek met hare bedek, want die Jode het geglo, dis een van die advertensies, dit in haar bene, vir verleiding vir die mans. Dan daarom as hulle na huise bymekaar kom, na huiskerk, is dit baie belangrik dat hulle die reëls wat buite aan geld, en verander die private area van die huis in 'n publieke area. En daarom moet die vrou maar asseblief by die reëls bly wat in die publieke area geld het in hulle kultuur. Maar nou vandag en dan wil ons nie 'n vrou dominee maak. Ja, maar dit is my ook hoe ons moet konsekwent wees in al daai aspekte. As jy daai argumente wil maak, want nou lees jy in Romeine waar Paulus praat oor sy vroue medewerkers wat werk in gemeentes en hy vra eintlik hierdie gemeentes, staan hierdie vrouens by in hulle verkondiging van die evangelie. En eintlik sê hy daarso, hulle het leiers in kerke, hulle duidelike stem, hulle vat leiding, hulle verkondig die evangelie, beteken hulle preek. Dan kry ons dit. Nou, hoekom het Paulus dan nou vir Rome een standaard en vir die Korinte 'n ander standaard? Jok hy weer, is God weer, sê hy God net vir een gemeenskap hy mag nie, of die ander gemeenskap hulle mag, weer eens dis konteks spesifiek. Ja, so wat ek by jou hoor is, ek hoor die Bybel was eers baie van die verhale mondelings oorgedra, later het die mondelinge vaste vorm gekry in gemeenskappe, nie soos 'n telefoontjie storie nie. In gemeenskappe. So die gemeenskap mekaar opgecheck om te bly by die waarheid. En dit maak vir my dit baie eg, die Bybel baie eg, maar dit nog meer eg maak is hierdie mondelingse forme is later neergeskryf, indien dit nie direk, soos Paulus se briewe direk neergeskryf is, aan 'n gemeenskap wat voorgelees word deur iemand binne 'n gemeenskap nie, en dit word saam geïnterpreteer en saam beleef in die gemeenskap, waar die vroeë kerk so met die Bybel omgegaan het, waar ek en jy elkeen ons eie Bybel op ons foon of ons tablet of in die hand het gedruk, waar ons persoonlike Bybelstudie of stilte tyd hou, ons lees Bybel vir onsself, en die Bybel praat met Dani, net met myself, en ek het die groot behoefte om die Here te hoor, en dit kan so wees, die Here kan natuurlik met my praat, as individu ook, maar ek moenie vergeet dat die Bybel geskryf is om ook binne 'n gemeenskap van gelowiges gelees te word. Albei is waar. En albei is gebeur. En dis wat my so wonderlik is van groepe, as julle saam groepe in daai tyd mekaar kom na 'n tienerdiens of 'n ander diens, as ons lidmate nie weet wat dit is nie. Die manne of die vroue 'n bediening waar ons saam Bybel lees en sê wat hoor ons en mekaar vra. Dit is so ryk as hoe ek probeer op my eie uit te figure, wat het God vir my hierdeur gesê? Ja, en daai is baie belangrik, daai veral in gemeenskap. Jy sou nou self ook al gehoor het, as jy as dominee wat nou 'n preek voorberei uit 'n teks, en jy doen eksegese en al hierdie agtergrond en alles, en dan kom jy by 'n persoon daai preek, en dan sê hulle altyd, jy het met my gepraat, jy het direk met my gepraat, en hulle sê hulle dit en dit gehoor. En dan sê maar ek het nie eers dis nie eers in my voorbereiding het ek hierdie goed. Dis nie my kop gewees. Maar dit is wat mooi is. Die teks skep ruimte daarvoor. Want dit is hoe dit oorgedra is ook. En dis hoe die Gees werk. Dit is God se asem daarin ook. So dit kan dan met my praat. En dit kan ek kan dit vir myself persoonlik maak, maar ons mis ook 'n deel as ons dit net persoonlik maak en sê dis net vir my en is net vir my geskryf. Ons mis uit op 'n groter ding ook. Dit is om 'n konteks te gee, ek moet eintlik gegoogel het, maar dit was na die dag, man. Ons het jy moet gedagte hou, deel wat luister. Ons het die Bybel gehad, die Bybel is oorgeskryf in kloosters, monnike,
en ek wil sê bier en die goed seker maar rol speel, maar ek speel. Dis oorgeskryf en dan soos ek en jy wat jonk was, die wat nou voor my tyd gebore is. Ons het die wêreldspektrum gehad, ensiklopedie en 'n Britannica, ek sien is daar agter jou ook Sheldon. Het ons take uitgedoen, jy het paragrawe geplagiaat gepleeg en oorgeskryf en dan kom jy agter, ja, herhaal nou weer. So dit is nie maklik om iets oor te skryf sonder om 'n fout te maak nie. Ja. Dit is 'n realiteit. Maak saak wie jy is nie, en hoe goed jy is en hoe baie jy dit doen nie. En dis wat die mooiste ding wat nog eg maak vir my van die Bybel is dat daar oorskrywingsfoute in die Bybel is. Dat daar verskillende manuskripte, jy kan agterkom, hier's 'n foutjie, daar's 'n foutjie, maar dan kan ons later met vroeë manuskripte sien, dit was nie so nie, en daar's 'n hele wetenskap wat hy tekskritiek noem, Sheldon, van hoe ons die beste lees van die teks wat ons vandag het, en dit is baie betroubaar, eintlik oor jare in die wetenskap behoue gebly het, en dit is so mooi, waar ander gelowe, ek gaan nou nie ander gelowe dish hierso nie, waar hulle sê, maar ons heilige boek mag nie aan wetenskaplike studie deurgaan nie, want eintlik dink ek weet hulle gaan ook fail, op 'n manier, want hy glo is meganies geïnspireer God, maar hulle gaan agterkom daar's foute in manuskripte, as jy antieke manuskripte van daai boek sou opspoor. Gelukkig was daai boek, as ek nie wat ek nou nog dink, spesifiek net vir die boekdrukkings amper gekom het, het hy groot pols gevat, so die boekdrukkings het gehelp vir minder foute, maar ons het met 'n egte boek, wat nie deur 1 of 2 of 5 mense uitgedink is nie, Sheldon gewys na wat 40, 44, 45 mense, ten minste, ons kan tel, behalwe vir die mense, groot geloofsgemeenskappe, wat daaraan deelgeneem het, en saam in die vorming hiervan, en dit maak die Bybel vir my so erg. Sheldon het al verwys na die psalms, hoe mense rarig uit die emosies uitreageer, en julle weet dit ook goed, die luisteraars, as ek kyk na Paulus se argumente, ek lag altyd as ek huweliksgesprek doen, dan sê ek vir hulle, maar ek weet nie hoekom trou hulle nie. Paulus het gesê, julle moenie trou nie, moet julle weerhou. Hoekom luister hulle na Paulus nie? Dit spot ek altyd met die mense, maar ek wil, dis Paulus se reis. Hy het verwag, God gaan enige oomblik alles finaliseer nou en dit klaarmaak. En Paulus het, soos nou in die vorige episode gesels het, in hierdie eminente verwagting geleef, maar daar's geloofsgemeenskappe wat ons daarom weet, maar dis Paulus se ervaring, en dis hoe Paulus het beleef, en dit wat Paulus skryf, het God nie vir my geskryf, en anders het ek nie getrou nie. Ja. Maar dit is ook belangrik, die vraag wat ons dalk net moet antwoord is, nou hoekom die Bybel? Hoekom het dit nou nie net aparte tekste gebly wat ons net gelees het? Ek bedoel, dis aparte biblioteek. Ja, hoekom het ons dan nou nodig om die Bybel te lees? En ek dink dis net 'n belangrike ding om te antwoord is, Christendom het op 'n stadium so groot geword dat mense begin vra, okay, maar wat glo ons as kollektiewe geloofsgemeenskap? Wat glo ons? En dis eintlik die Bybel is dan nou sê, maar hierdie boek, die biblioteek van biblioteekboeke, sê verduidelik, waar kom Christendom vandaan? Wat glo ons en wie glo ons en wat is die kerk en geloofsgemeenskappe en wat op wag ons ook? Ek sou byvoeg by dit, sê maar, wie is die God wie ons aanbid? Deur die eeue, wie is God vandag vir ons, en wie glo ons hulle altyd vir ons wees? So maak dit eintlik dit vir ons makliker. Ons leef in 'n wonderlike tyd. Sheldon, dit was 'n baie lekker gesprek saam met jou. Baie lekker, dankie. Dankie daarvoor. So volgende keer gaan ons 'n bietjie aan met ons gesprek, en ons gaan gesels oor die charismatiese gawes teenoor vandag se tyd van orde en beheer. Nou, Sheldon gaan 'n bietjie van sy eie storie ook vertel, wat dit 'n bietjie vir ons nog meer gaan opspice. Dankie dat jy geluister het, en geniet die dag.